of the Lord sing praise. There's joy in the house. There is joy in this house. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We're gonna shout out your praise. There's joy in the house. There is joy. There is joy. Surely in this place, and we won't be quiet. We're gonna shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. We won't be quiet. We're gonna shout out your praise. There's joy. There is joy. There is joy. Surely in this place. Hier is 'n tye soos hierdie wat 'n mens ernstig die woord van God moet opneem en wanneer mense ernstig na die stem van die Here moet luister. Vir baie keer in my lewe het ek gehoor dat die mense sê dat God se stem stil geraak of waar is die Here? Die Here antwoord my nie. God het my verlaat. God het jou nog nooit verlaat nie. Jou omstandighede, jou eie wil, jou eie jy het jouself weg van God afgedryf. Waarvan die mense wil vandag se tyd wil hulle nie eens meer kerk toe gaan nie, omrede hulle God hulle seer gemaak het, omrede Jantjie of Santjie hulle nie gegroet het nie. Luister, as jy nie die God volg ter wille van mense of oor mense nie, it is not God that has left you, it is you that has left God. Dit klink baie keer hard soos harde woord om te sê, maar baie keer moet ons maar bietjie groot word. Sometimes we have to just be a little bit grown. Baie keer moet ons maar net bietjie 'n brugbaan oor dit kom, en baie keer moet ons maar net aanbeweeg. Ons kan nie gefokus bly op mense nie, ons kan nie gefokus bly op wat ander dink van ons en wat ander gaan sê van ons nie. If you're going to walk in that way, I can promise you, you're going to miserably fail en jy gaan seer gemaak word. As jy op my gaan vertrou, as jy op Martin gaan vertrou, as jy op Dien gaan vertrou, om vir jou 'n kaartjie in die hemel in te kry, het ek vir jou slegte nuus, we're going to fail you, ons is mens. Jy jouself moet op 'n plek kom en 'n punt kom om te sê dat ek aanvaar Jesus Christus as my verlosser en my saligmaker, nie omrede ek moet of my pa my geleer dat ek moet doen en of vir die regte ding is om te voel dat ek moet doen nie, omdat jy werklik waar Jesus ontmoet het en 'n verandering in jou lewe het. If there's no change in love, there is no Jesus. Jy moet jouself nie verder vleis nie. Ek wil amper so ver gaan as om te sê, en dit is, Here het hierdie dringendheid op my hart al die hele tyd, hierdie hele naweek het hierdie dringendheid op my hart is van, luister, daar's nie tyd vir kerk speel nie. There's no time left that we can play church en doen mooie programmetjies en goeie dingetjies en probeer almal entertain. Daar is nie tyd vir sulke tipe goeders nie. Daar is tyd vir een ding en dit is die waarheid van God se woord om uit te gaan. Whether you're going to like it or not. Dis die woord van God en die woord van God is ja en amen. Dit is wat dit is, dit is wat hy sê dit is. Daar is nie 'n miskien of 'n hoekom of 'n ander manier hoe hy dit bedoel het nie. God se woord is uitdruklik en hy sê wat hy bedoel. En hy het bedoel wat hy sê. Daarom sal jy sien, die hele Ou Testament praat van God. It talks about God's wrath. Het praat van die regverdige God. As jy mooi gaan lees in die Ou Testament, gaan jy sien, maar Jesusie, hierdie God, is dit dieselfde God van die Nuwe Testament, want die Ou Testament se God is 'n regverdige God. Hy het nasies teen nasies laat optrek. Hy het letterlik mense laat sterwe. Hy het mense uitgeroei en hy het mense laat doodgaan. Dit is die God, die Vader. En die God van die Nuwe Testament, the God of love, en jy sien, dit is waar die baie mense meeste van die kere gaan vasvang, en dan gaan staan hulle stil by die kruis, want dit is die ding wat die meeste, kan ek maar sê, prosperity, die mense se sakke voller maak. En dieselfde tyd, sonder dat hulle dit agterkom, hulle bly hulle by die woord van God, maar hulle deviate so ver van die woord van God af, dat hulle begin, naderhand glo, dat een keer gered, altyd gered, prosperity is more than enough. Hulle begin soos die wêreld dink en hulle begin hulle sukses ry volgens hulle rykdomme. Terselfde tyd kom die vyand in, hulle kom nie eens agter nie, en hy kom in soos 'n dief in die nag, en hy begin so bietjie van hulle anointing steel hy. And they learn to become more talented preachers than anointed preachers. Daar is 'n groot verskil tussen die twee, en dieselfde tyd verloor hulle vrees vir God. They don't even have that fear of God anymore. Daar is nie meer 'n vrees vir God om te sê dat, luister, as ek nie reg wandel volgens God se woord nie, gaan ek dit nie maak nie. There is no more of that fear is gone. Want die gewete is so gesis, en dit is nou so lekker om in die huis van die Here te wees, want ons hoor al die lekker goeders, en ons kry al die lekker goeie boodskappe, en ons word elke dag oor ons geprofeteer, and it's going to keep on getting better. So vang hy 'n hele kerk aan die slaap, en hy vang al sy kinders vas in die slaap, and everybody follows the
prosperity en they follow the prosperous prophets, dan is my vraag eenvoudig maklik. Why has none of their prophecies over your life came true up until today? Jy sit vir 10 jaar al in dieselfde kerk en elke Sondag kry jy 'n profesie, veral hoe meer 10 jy gee, hoe meer profesie kry jy. Jy sit en jy kry al hoe meer en meer profesie, maar jy sit nog steeds op presies dieselfde plek. When is that prophecy then coming to fulfillment? Jy sien in Jesus se tyd het sy opstanding meer as net dit beteken. Dit was nie net gewees van profesie wat leeu profesies was nie. It was prophecies that came to fulfillment. Dit is een van die eerste punte wat Jesus op die opstanding gedoen het vir ons. He fulfilled the prophecies that he even himself said about his life. Hy het hoeveel keer geprofeteer oor sy lewe en oor van dat hy gaan doodgaan en hy het uiteindelik al direk vir sy disippels gesê, luister, ek gaan doodgaan, maar ek kom weer terug, moenie bevrees nie. You see, one of the points that Jesus made tydens die resurrection was reeds dit gewees om te sê that I'm going to fulfill the prophecies that were spoken about me, that I even spoke about myself, van die Ou Testament af tot die Nuwe Testament. Een van die profesieë weet ons. Jesus self het gesê, breek julle hierdie tempel af en in 3 dae bou ek hom weer op. Het Jesus self gesê. In die midde van die woeste tyd, he came to them and I gave them this prophecy and hy sê, breek dit af. Breek dit en dan gaan ek julle wys in 3 dae. Bou ek dit weer op. Nog 'n profesie wat hy vir ons gegee het is in Matteus 12 vers 40. Hy want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal, miskien net een blaai, die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. En daarna sal hy opstaan. Jy sien, Jesus, een van sy punte was wat verder gaan as net die kruis, was die gewees van die profesie wat hy gaan tot vervulling bring. Hoekom? Dit is sy getuienisse oor wat God die Vader in sy woord geskryf het en vir ons gegee het om te sê dat this, listen, you see, this every prophecy that comes to pass, kan julle maar gaan vat, gaan opweeg, as true. Dit is nie leë profesie oor, jy gaan oor 3 jaar gaan jy meer en meer en meer kry, of jy gaan 16 boeke skryf, wat 3 years later, jy is nog nie daar nie. Hierdie profesie is waaragtige profesie wat tot waarheid gekom het, tot getuienisse, dat God se Vader, of God se woord, die ware en waaragtige woord is. In other words, we can believe what is written in the word of God. Dit is nie om ons gewete te sis nie, maar dit is om ons direk, hoe kan ek maar basies sê, dit is om ons die indringendheid te gee van God se woord, dat die waarheid is, dat God se woord ja en ja is. En sy nee is nee. Nie miskien nie, nie maybe nie, nie dalk nie. God se woord is waaragtig. In ander woorde, as ek mooi dan my woord van God gaan lees, dan sê ek, maar al die profesie het al te verbygekom. Behalwe een. Hy sê, ek kom weer. En as ek weer kom ek as die leeu van Juda. En ek kom om julle te kom haal, ek kom om my bruid te kom haal, om hulle op te neem na God die Vader toe. I'm busy preparing a place for him. Dis die enigste profesie wat nog tot werking moet kom. Of werklikheid moet kom, is die enigste profesie wat nog oor is, wat tot werklikheid moet kom. Die tweede ding wat Jesus gedoen het op die kruis, en dit is een waar baie van ons ongelukkig vassak, en baie van ons aan by bly, want dit is seker maar, ek wil maar amper sê, dit is die mees geweetgesiste gebeurtenis wat kon gebeur het, en dat was the victory over sin. The victory over sin and victory over death. Jy sien, baie van ons, as ons bietjie ver in die wêreld en bly en goeders, dan like ons om terug te hardloop na die kruis toe, en die wêreld en na dieselfde ding begin doen, hulle sê maar hoorie, the cross is enough, because if you believe in Jesus, he paid for it all on the cross. I hate. Kom ons verstaan een ding, die duiwel kan nie, he cannot create. Hy kan net gebruik wat gedoen is, hy kan net God se woorde gebruik, en hy kan dit manipuleer, verdraai, en hy kan lieg. Dis wat hy doen. So dit is die waarheid. God het op die kruis van sy sterwe, he paid it all on the cross. Ons sonde is vergewe. Ons is vrygekoop, dood, behoort nie meer aan die duiwel nie. Jy sien, die duiwel dink hy dink hy het 'n wenhou gekry, kan ek maar sê, toe hy Jesus laat doodgaan het op die kruis en gesê, Jesus, nou kan ek hel hemel toe vat. As nou kan ek bietjie die hel laat losgaan in die hemel, want hierdie geliefde seun van God het ek nou dood gekry. Maar wat hy nie besef het nie, is dat he was playing directly into God's hand, want toe sê God, nee, wag,
jy verstaan die situasie verkeerd. Jy dink jy vat hel hemel toe. Kom ek wys jou gou, ek bring hemel hel toe. He took Jesus and he went into Hades and he took the keys. En hy sê, luister dood, waar is jou angel? Jy bestaan nie meer nie, jy behoort nie meer nie. Die krag en mag wat jy gehad het, is weg, vir ewig weg. Dit behoort nou aan God die Vader, so God vat toe hemel, hel toe, en hy sê, kom ek wys jou gou 'n bietjie, I turn whatever the world thinks is a weakness into the greatest thing it can ever become. Hoeveel keer in ons lewens het ons nie al gedink dat die slegste ding wat ons kon gebeur het uitgedra as een van die beste goed wat met kon gebeur het. Blyf nie hulle sien, dink ek, julle het nog net goeie goed met julle gebeur. But it happens. Jy sien, dat al mense uit my lewe uitgegaan met die gedog het, hoekom moes hierdie persoon weggaan? Hierdie was een van die beste mense in my lewe. Tot 'n rukkie later is ek, okay, well, now I understand. I would have been down in the dumps, I would have been left. Ek sou vir die aasvolle gelos gewees het as dit nie vir dit was nie. So God, op die kruis het hy vir ons gekom en vir oorwinning. Nie sodat ons net lekker, nou net basies, kan verder sondig en net lekker lewe daaromtrent of daaroor nie. Hy het die oorwinning vir ons gebring oor sonde, om te sê dat, listen, I brought you victory over sin, to say that you got it now within you. Jy het autoriteit, jy het krag binne in jou om die sonde te oorkom. Ek gee jou die krag, die mag, om jou sonde te oorkom. Ek gee jou die krag en die mag, om oor dit te triomfeer. Baie van ons dink, en dit is wat die wêreld vandag pyn, hulle pyn die prentjie van, as jy na die kruis toe gekom het en you are saved by the grace, then the grace is enough for you to always be saved. Hulle pyn die prentjie dat jou sonde is net, dit gaan net elke keer weg. So as jy sondig en jy sê, Here, sorry, vergewe my, it just falls away. So ek moet nou dink om dit mooi te sê, julle my mooi luister, vir my mooi hoor. And I think that because now, omdat ek Jesus een keer aanvaar het, is ek nou okay. Ek kan nou gaan aanhou sondig en ek kan aanhou beweeg so wat ek wil beweeg. It doesn't work like that. You see, when God gave you the victory on the cross, He gave you the victory to overcome sin. Ek weet nie van jou nie, maar ek het my sonde wat ek moes oorkom het ek nie net my hart vir die Here gegee en sê, Here, dankie vir die genade, nou is dit verby nie. Môre het ek opstaan, het ek opgehou rookie. Dit was nie. Ek moes dit oorkom het. Ek moes dit oorwin het. Ek moes gaan grou het. Ek moes kyk het, wat is die wortel van my sonde, en ek moes met dit begin deel het. Dit was nie lekker nie. Kyk, die vyand is 'n geduldige vyand, hy bære daai goeie so diep binne in jou in, en hy wag tot op jou hoogste is, en haal dit vir jou uit. Dan herinner hy jou so 'n bietjie van waar jy gekom het. Dit is hoekom ons in die lig bring, en God het ons die oorwinning gegee op die kruis daarvan. Hy het gesê, dit is nie net om jou te vergewe van jou sondes nie, maar is om jou die krag, die mag te gee om dit te oorkom. Weet jy wat beteken dit? It doesn't matter what sin the world puts in front of me, I am more than an overcomer. Ek gee nie om wat sy dik sy voor my sit nie, ek het dit binne in my, die Jesus wat op die kruis gesterf het, dit was die prys betaal, sodat ek dit kan oorkom. Ek kan dit oorwin. Jy sien, dan begin jy met vandagse mense praat, en die ouer garde praat van, nee, maar sien in ons daar, en die 80s kinders het so groot geword, en die 70s kids het so groot geword, en dit is hoekom ons sterker is as die 90s, en die 2000s, en die millennials, en goed soos dit, en dan kom hulle met daai goeders op. En actual fact is dit net omrede, hulle meer die oorwinning van God verstaan het, as wat die nuwe kinders het verstaan. Maar nou kom ek by die hartseer deel daarvan, is van, okay, maar wie se verantwoordelikheid was dit om hulle te leer daarvan? If we don't teach the next generation the power that God showed us when we were kids, who's going to teach them? Is dit dan so verkeerd om dan nie soveel krag te hê nie? Who's going to teach them? Who's going to teach the children after them? Sien hulle hoe dit net 'n snowball effect raak, dat die krag van God al hoe minder word. And the victory over sin becomes less and less and less and less, en ons begin liewer se terugbegeer en sê, ja, maar jy sien, ek is depressed. Ek het anxiety. Ek moet dit mooi sê, ek dink sal dit later sê. Maar jy kry al hierdie goeders wat mense opkom en sê, maar ek het al hierdie vrese waarmee ek saam moet leef. En dit is alles omrede hulle nie werklik verstaan dat die kruis was meer as net die vergifnis van die sonde nie. Die kruis was die oorwinning van jou sonde gewees. In other words, the cross has given you victory over anxiety, over depression, over stress, and over fear. Die grootste vrees wat meeste van ons mense het, of die kinders van God het, is die vrees van dood.
Ek praat in laasweek praat ek met een van my kollegas en hy noem van die volgende, hy vra wat dink ek van die oorlog in Iran? Ek sê wel, dis profesie. Ek sê it's a glad day. Ek sê ons beweeg nader, dis 'n profesie. Dis 'n profesie wat in werking kom, is profesie wat tot vervulling kom. Al vervulling gekom het en nog steeds kom. Dit beteken, dit sê net vir my dat ek is nou vandag 'n dag nader aan die koms van die Here Jesus Christus as wat ek gister was. Sy volgende woord aan my was gewees, hy sê, ja, maar dit is maklik vir jou om te sê, want jy ken God. Ek sê, maar wat keer jy? Ek sê, jy kan ook God ken. Hy sê, nou, ek het te veel goed in my lewe. Hy sê, ek verstaan die kruis, ek verstaan Jesus Christus het my vergewe vir my sondes. Hy sê, maar ek het te veel goed wat ek kan nie, ek is nie waardig vir die Here nie. En ek deel met hom die volgende, en ek sê vir hom, maar jy het die oorwinning oor dit. Jy het die oorwinning oor jou sonde wat jy moet uitbeeld vir die wêreld daar buite. Ek sê, niemand van ons, nie een kind van God, werklik waar geredde kind van God, is bang oor wat gebeur in die wêreld nie. Want ons weet waar ons krag vandaan kom, en ons weet dat God vir ons die oorwinning gegee het van sonde en van die dood. Niks gaan verby God sonder sy toestemming nie. Nie een enkele ding nie. En dit is nie te sê dat as jy vir iemand gebid het en dit gebeur, dat hulle nie dit miskien maak nie. Jy sal nooit regtig weet wat daai persoon se verhouding met Jesus Christus was en hoekom met sy tyd was om te gegaan het nie. Jy kom miskien gebid het vir 'n persoon om te wil bly en dit het miskien nie so uitgewerk nie. Die Here sal vir ons seker eendag sê. But that doesn't mean that God left you or forsake you or dat die dood die krag oor dit het nie. God het die laaste sê oor elke persoon. 'n Derde punt wat die Here vir ons gaan doen het op die kruis, was hy het vir ons 'n nuwe skepping gemaak. We were made new vessels, ons was gemaak, we were made new creations. Deur Jesus Christus op die kruis ons sterf het. Jy sien, ek leef nie meer nie, maar Christus leef deur my. Jy sien hoe volg dit op mekaar. As jy gevind het, jy totaal en alle oorwinning oor jou sonde, you accepted Jesus truly, not for just being saved, nie net omdat hy jou spaar wil is om te sê, wel, nou kan ek gou vinnig beter voel oor wat ek nou gister gedoen het, en ek vra ek, Here asseblief vergewe my, nou kan ek dit aanbeweeg nie. Nee, hy maak van jou nuwe skepsel. Dit kom in met 'n hele complete mind change. Dit is hoekom ons dit sê, if there's no Jesus, if there's no change, there is no Jesus. Jy kan nie verwag om dieselfde persoon te wees as jy Jesus aanvaar het as jou verlosser en jou saligmaker nie. And let's face it, ons sê dit baie, ons almal is sondaars. Nie een van ons gaan ons ou sonde vloed inval as Jesus Christus ons oorwinnaar is, as ons hom werklik aangeneem het as ons verlosser nie. Why? Because God hates sin. Ons 'n plek in die Bybel wat hulle sê hy het woede oor dit. Dit is grimmigheid vir hom. Hy haat dit. So if you got Jesus in your life, who is one with God the Father, and you accepted him truly as your King and your Savior, and you accepted truly the cross to be more than a conqueror over your sin, then I've got news for you. There's going to be change in your life. Daar gaan verandering in jou lewe wees, daar gaan verandering in jou spraak wees, verandering in jou loop wees, daar gaan verandering in jou gelaat wees. Want hou jy bestaan nie meer nie. Die selfbejammering jy doesn't exist anymore. Daar's nie plek vir dit nie. Jy sien die woord van God leer vir ons waar ook al God se gees beweeg, moenie ander geeste beweeg. So that tells me if you might be knowingly, unknowingly affected by anything of this world, it has to move. As jy God toegelaat in jou lewe, as Christus binne jou leef en jy leef nie meer nie, all of this other stuff has to move. Nie might, can, will nie, it has to move. My God is nie 'n God wat plek deel met enige persoon of enige iets of enige ander gode nie. Hy is of warm of hy is koud. As hy beweeg, as hy werklik waar in jou hart is, I promise you, jy gaan 'n vrees vir God kry, en dit is nie 'n bang vrees van, oh yes, daar, nee, dit is 'n ander tipe vrees om te sê, that this is God. Hier is werklik die skepper van hemel en aarde, hy het met sy woorde die wêreld gemaak, hy het met sy stem, het hy alles geskaap wat ons hier kan sien. Dit is die God that created me. Wat sy asem in sy handpalm het, wat net so kan sê, en ek's weg. Ons het dit gehoor oor die naweek, you could have called 10,000 angels, het was hoeveel, die net gesê, is 72 engele, 10,000, ja, legioene, 72,000 engele, kon hy geroep het. Kan ek julle gou vertel, een engel alleen verslaan 10,000 man.
What is 72,000 going to do to us? Kom ons gaan verder as dit. God hou die wêreld in sy handpalm. Hy kon net so gemaak en sê ek is nou klaar met julle. Kom ek probeer weer. But he chose to make us new creations. Hy het gekies om ons nuwe skepsels te maak en gesê, right, hier is wat ek nou gaan doen. Ek gaan vir julle my seun gee. Hy gaan vir julle op die kruis sterf sodat julle nuwe skepsels kan wees. Sodat julle die aarde kan bewoon en bevredig. Bewoon, nie bevredig nie, nie die aarde bevredig nie. Maar dat julle kan vrugtevol wees op die aarde en dat julle vir my kan dien. Willingly. Ons vanaand net gou lees. As ek het hom nou geskiep. Dis in Romeine 8 vers 11 sê die Here die volgende, maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde. Maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid en die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. In kort, as jy ooit gewonder het wat is die leë plek in my wat niks kan vul nie. Jy het miskien al alles probeer. Jy het miskien al drank, dwelms, you name it, jy het al alles probeer, jy gaan probeer dans, jy gaan probeer, alles gaan probeer om die leemte binne jou te volg, but it is not fillingly, en jy kan nie verstaan hoekom nie, jy het nog geen Jesus in jou lewe nie. Jy sien, elkeen van ons is gebore met 'n leemte, wat net God kan vul. Dit is sy gees, dit is ons gees wat uitroep na God se gees toe, dit is hoekom ons completely ver weg van God af voel, die oomblik as ons nie tyd spandeer in God se woord, in sy gebed, of in fellowship nie. Dan voel dit of my Jesusie, hoekom die Here het my verlaat? Hoekom hoor die Here my nie meer nie? Vierde ding wat die Here vir ons gedoen het, toe ons op die kruis gesterf het, is dat hy was die eerste vrug van die opstanding. Ons het gister daarvan gepraat van jou fruits, van jou vrug wat binne in jou is, en Jesus Christus was een van die eerste vrugte vir ons in die doderyk gewees. En dit is in 1 Korintiërs 15 vers 20, hy sê maar nou Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Jesus became the first fruit to go into heaven. Ek sien toe Dien gister gepraat het, en dit was so profound geweest om weer te praat van die implikasie wat Jesus Christus is, wat vir ons gegee was, om te mooi gaan dink daaroor, en dis te sien, wat bedoel hy heeltemal dan van die implikasie, want dit op die einde van die dag gaan bepaal van wat se vrug jy gaan dra. Jesus homself het gesê toe hy by Jerusalem ingeloop het, of daar uitgestap het, toe het hy sy hand in die boom ingedruk, uit hom kans gegee om te groei, ingedruk en sê, maar hierdie boom het geen vrugte nie. Dus sy hand insteek toe die boom dadelik dood geraak. Het jy geweet jy kan lewe en nog steeds dood wees? Jy kan rondloop, jy kan asemhaal, jy kan alles in die wêreld gaan doen, en jy kan nog steeds dood wees. Hallo, gaan kyk bietjie rondom jou. Kyk bietjie na elke persoon wat nie Jesus Christus ken as sy werklike, waaragtige verlosser en zaligmaker nie. That is living dead people walking around. Gaan sit bietjie in hulle geselskap. Nie om te oordeel nie, maar gaan sit in hulle geselskap en gaan hoor bietjie waar gesels hulle. Ek gaan julle terugvat na toe die dae toe ons nog gekuier het en by 'n braai, en as ek nou moet gaan terugdink aan daai tipe conversations wat ons gehad het, terwyl jy daar so sit van 7 uur af, die kinders huil van 9 uur af, hulle is honger, en 10 uur, 12 uur begin eers braai, en ek gaan dink 'n bietjie aan daai geselskap wat ons gehad het, en sê, dis so nutteloos. Wat is die waarde van daai geselskap? Ons het gepraat oor hierdie kar is vinnig, en die ou, en daai ou, en die, en ek sê, but what was the meaning on for all of that? Ek sê, dis dooie geselskapies. Dis dooie getuienisse. Is dead testimonies. Wat vind 'n waaragtige testimonie van God om te sê dat luister, jy moet die vrug vir die wêreld daar buite wees, want dit is deur jou wat ek my getuienis gaan stuur vir die wêreld daar buite om te sê dat God werklik leef. Hy is nie meer op die kruis nie, he is risen. Hy het opgestaan. He paid the price and it's done, it's over. Die vyfde ding wat Jesus vir ons gedoen het, ekskuus ek die Here het van hierdie goed so oopgebreek, so ek dink ek gaan julle tot môreoggend toe besig hou. Ek het my tyd vir Jesus sê, ek moet nou stop, anders ons net, ja. Die vyfde punt wat Jesus ons gemaak het, was dit gewees van, hy het vir ons die kommissie gegee vir die sending. Matteus 28 vers 19.
Ek gaan vanaf vers 18 lees. Hy sê, en Jesus het nader gekom en met julle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot in die volëinding van die wêreld. Amen. As jy gedink het, dit was genoeg vir jou om net die genade van God te kry, nou is jy gered, nou kan jy op jou 9de rugwervel gaan lê en sê, nou it's done. God het ons die kommissie gegee. Hy sê, jy het die oorwinning. My profesie is tot in vervulling. As een wat oor is, is 'n belofte dat ek jou gelos het. Ek het jou oorwinning gegee om oor jou sondes te kan kom. Hoekom? Hoekom dink jy laat God toe vir ons om deur sekere goeders te gaan? Dis vir punt nommer 5 om sy kommissie te gaan doen vir die wêreld daar buite. It is easier for me to go and save somebody that is in a deeper position of om uit te haal in 'n dieper plek waar hy is waar ek was. Dit is makliker vir my om met 'n persoon te gaan werk wat rook omdat ek gerook het. See, God prepared you, maar het gesê, maar met dit, don't be fooled by this world. Ek het jou oorwinning gegee. Hulle gaan nie die hou vas op jou hê nie. They won't have victory over you. You've got the authority. Jy het die oorwinning. Ek het dit reeds vir jou gegee. As ek het dit reeds vir jou gegee, sodat jy oor sin en dood die krag en die mag het, sal dit tyd te maak, hier is jou nuwe skepsel. Nadat jy 'n nuwe skepsel gemaak het, toe sê hy vir jou, right, I'll be the first fruit, so that I can show you the way. Sê, lead by example. God sê, ek gaan julle die weg wys. Ek gaan julle leer van my weg en leer van die waarheid. As jy gaan julle dan heen en gaan van alle nasies gemaak hulle disippels. Wat sê hy in vers 19? Hy sê, maar gaan leer hulle. Dit is want ek eintlik op pad was. Hy sê, gaan en maak in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. How can you go and tell somebody to keep to something if you haven't been there? Hoe kan jy vir mense gaan vertel van Jesus Christus as jy nie werklik waarself in Jesus Christus glo nie? Hoe kan jy probeer jou broer red as jy nie self gered is nie? En stuk in die Bybel sê ook, al die splinter uit jou oog het vir die balk uit 'n ander persoon se oog gaan uithaal. Hoe verwag ons om hierdie werk, the Great Commission van God te gaan doen, as ons nie werklik waar in staat is om die mense te gaan vertel oor die wonderlikheid van God nie, oor die liefde van God nie. Dit is hartseer om aan te dink dat baie van ons wat hier so sit, en baie van ons wat hierna luister, het nog nie eens werklik waar die liefde van God ervaar nie. Hulle weet nie eens wat dit is nie. Hulle weet nie eens wat dit is om in God se teenwoordigheid te wees nie. Hulle weet nie eens wat dit is om saam met God te wandel nie. Daar's 'n verskil om God te ken en God te ken. Jy het al gehoor van mense wat sê van ja, ek het al gehoor van 'n persoon of ja, ek ken hom, maar ek ken hom nie so goed nie. Ek weet van hom. Baie van ons weet van Jesus. Ons weet van Jesus omrede ons hoor en luister oor wat ander mense sê. Ons ken Jesus om te sien wat ander mense van Jesus sê. Maar ons ken hom nie regtig nie. Weet jy die gevaar van om iemand net te ken? Op so 'n mate. Of te weet van, dat ek dit so stel. Die gevaar van om iemand net te weet van, is dat jy gaan alles glo wat ander mense van daai ou sê. En jy gaan nader aan begin na daai persoon kyk oor wat ander gesê het van hom. Tot jy hom begin leer ken en sê, "Ag, jy's regtig, jy's nie regtig so bad wat almal gesê het jy is nie." Morten, jy was toe regtig nou nie so sleg so wat hulle nou jou uitgemaak het. Maar dit is die gevaar van om van iemand te weet en nie iemand te ken nie. En God sê, maar ek het vir jou op die kruis gesterf, nie net sodat jy van kan weet nie. I'm not a prosperity God, ek is nie 'n prosperity God wat jy net van kan weet in die tyd van die nood nie. Of jy kan weet in die tyd wat jy my nodig het nie. Ek is die God wat jou gemaak het, ek is die God wat die hare op jou hoof getel het, ek is die God wat hulle genommer het, ek is die God van die skepper van die hemel en die aarde, en die Here God verwag niks anders minder as jou alles nie. Ons moet op in die wêreld rondloop en dink dat God skuld ons niks, zero, He paid for it all on the cross, God skuld ons niks in die wêreld nie. Jy sien die kerke het,
hulle vrees vir God verloor totaal en al. Baie is nie eens meer bang om dit te sê nie. Ons het gepraat daarvan in een van ons woordwysgoeders waar die een persoon gesê het van nee, julle verstaan verkeerd, in hierdie kerk moet julle die mens aanbid voor hulle Jesus aanbid. Jy sien, die vrees vir God is lankal uit die kerk uit en dis om die kerke sit waar hulle sit. Want wanneer jy vrees van God het, you know what happens when the Spirit of God en wanneer die vrees van God in 'n plek teenwoordig is. You get confronted with your sins. Without being it, sonder om dit uit te lig of uit te sê, of God, die Here persoon moet werk en sê, die Here wys my. Nee, God lig jou eie sondes binne uit. So as jy in 'n plek instap waar God se Heilige Gees teenwoordig is, en hy is so tasbaar en die waarheid van God word verkondig van daar af, as jy instap, die oomblik wat jy instap en sê, o, Jesus, ewe skielik, hoekom dink ek nou aan oor wat ek laas week gedoen het? Toe ek in die kerk moes wees. Hoekom dink ek ewe skielik nou daaraan? Hoekom pla hierdie ding my nou, wat dit gebeur toe ek 'n kind was? Hoekom pla dit my nou? You see, the Holy Spirit convicts you of your sins. Hoekom? Dis nie om jou seer te maak, dis om jou te laat twyfel in die Here of enigiets soos dit. Dit is om dit in lig uit in te bring, om te sê dat, maar luister, my volmaakte prys op die kruis moet tot in werking kom. Ek het julle die oorwinning gegee. I bring it into the light so that the enemy cannot use it against you. Die oomblik wat jy dit in die lig inbring, dis kom ek sê, en as julle vanmôre so sit, julle gaan moet diep gaan en haal julle dit uit en you take it out and you say of God, I'm bringing it into the light. Sodat die vyand geen meer rekenskap oor dit kan hê nie. Sodat jy werklik waar in totale vryheid en oorwinning kan leef. Dit is die plan van die Here wat hy vir ons gehad het op die kruis. Dit was nie net gewees tot vergifnis van ons sondes om te sê, well, oh, it's awesome, whenever I need it, I can quickly just run to the cross, wash myself clean, then I'm forgiven nie. God het gesê die oorwinning van die kruis is om julle oorwinning te gee, om oor julle eie probleme te triomfeer. To overcome your own sins and your own ways. Voor ek te ver aan gaan ek nou vir julle die 7 punte noem, hoe God dit gedoen het. Ek weet nie, julle weet seker dat die Bybelse nommer 7 beteken completion. Hy het gesê op die kruis, ek sê dit te les daar, it is done. Ek het 'n revelation hierdie gehad gisterand. Ek het al 'n preek gehad oor die 7 plekke waar God gebloei het. Nou gisterand toe dink ek weer aan en ek sê Here, dit is amazing, hierdie 7 plekke waar God gebloei het, en ek begin toe weer 'n bietjie navorsing oor dit doen. Ek begin toe weer 'n bietjie dieper in die woorde van die Here ingaan oor die 7 plekke wat hy daai tyd vir my gewys het waar hy gebloei het, en God openbaar dit weer op 'n wonderbaarlike anonieme manier. Hy sê kom ek vat jou een verder. Hy sê kom ek wys jou 7 plekke op my liggaam wat ek vir julle gebloei het. Kom ek wys jou die 7 plekke op my liggaam wat ek vir julle gebloei het vir die oorwinning. Die eerste plek waar God gebloei het was in Getsemane. Toe hy so hard gebid het dat sy bloed in sweet verander het. Hy sê die mense wil op sy hart gehad en daarom het hy het so hard gebid in sulke intensiteit dat sy sweet letterlik in bloed verander het. Dien het gister so mooi verduidelik. Hy het so hard vir ons gaan bid, vir hierdie smarte, vir hierdie eie wysheid van ons eie gesigte, of hierdie eie wysheid in onsself wat ons nie kan oorkom nie, dat hy sulke intensiteit ervaar het, dat hy sy sweet het begin meng met bloed, en het begin uit hom uittap. Dit was nie gewees oor vrees nie. Kom maar nou eens, God was nie bang oor wat nog gaan gebeur het, en dis kom hy sy sweet en bloed uitgedraai het nie. Dit is nie hoekom sy sweet verander het nie. Dit was die intensiteit van hom wat binne hom so geroer het oor die toestand van sy kinders. Dieselfde toestand wat ek en jy vandag ervaar in die kerke rondbeweeg van sy kinders, wat nie hom glo in wie hy is nie, wat sy krag, wat basies hulle geloof in God verloor het, om te weet dat God die Vader is die skepper van hemel en aarde, en God is nog steeds in beheer. They've lost it. Jy sien in Lukas 22 vers 44, ek gaan dit vinnig vir ons daar lees. Julle kan saam blaai as julle wil, ek gaan vandag redelik baie blaai, maar julle kan saam gaan, ek sal dit miskien na die tyd op die groep ook sit, en kan julle net weer gaan kyk as julle wil. Lukas 22 vers 44 sê ons die volgende: En toe hy in die sware stryd kom, het hy met groter spanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Groot spanning wat hy vir ons gehad het. Die tweede ding waar Jesus vir ons gebloei het, was tydens sy hegtenisneming met die marteling.
toe die Here 39 katshouwe vir my en jou deurgegaan. But een van die evangelies skryf dat het letterlik sy vlees van sy liggaam afgeruk. Dit is wat hy vir ons deurgegaan het. 39 katshouwe wat hom geslaan was, en dit was vir niks ander minder as die genesing van jou huidige liggaam nie. 39 katshouwe wat God vir ons deurgegaan het, was vir die genesing van my en jou om hier te kan staan en te sê, en te kan bid, of hande op mekaar te kan lê, en te kan bid vir ons vleeslike liggaam, te sê dat, kom in lyn met God se woord, wees genees. Met ander woorde, God bedoel dit vir ons om gesond te leef, en in werklikheid reg te leef. Hy wil nie hê dat ons liggame moet siek word en ons daardeur agtergetrek moet word. Jy sien, as 'n rede kom God vir 30 jaar nie een wonderwerk gedoen het nie. He had to become flesh like you and me. Hy moes deurgegaan het wat ek en jy deurgegaan het. Hy moes ervaar dat ek en jy ervaar het, seer kry, teleurstelling, hartseer, siekte, verkoue, kankers. Hy moes allerlei goeders moes hy ook ervaar in sy liggaam om te kan sê wat ek verstaan wat hierdie gaan. Ek verstaan dat die pyn wat jy het, dat 'n liggaam jou kan negatief maak. Ek verstaan dat jy moeg kan wees om nie vir my te bid nie. Pieter al is 'n goeie eksempel in die tuin van Getsemane. So God het verstaan dat it happens that your body, jou mind wil, maar jou liggaam wil nie. Gaan vra 'n bietjie vir elke ouer persoon, is van jy sê ek wil nog soveel goed doen, ek wil die kommendes hardloop, maar my liggaam wil nie. Ek kan nie meer opstaan nie, ek hoor net klak klak klak. Snap krakkel en pop. Jy sien, God het daai 39 katshouwe vir my en jou geervaar, and he endured it, so that we can be, sodat ons genees kan word. Ek sê amper gesê anointing, wel anointed ook, maar sodat ons genees kan wees. Sodat ons gesond gemaak kan word van ons liggaamlike stryd. 'n Derde punt wat Jesus vir ons gebloei het op sy eie liggaam was tydens die kroning wat op sy kop geslaan was. En dis in Matteus 27 vers 29. Die Here het gister weer eens vir ons mooi gesê, dit was nie net 'n kroontjie wat op sy kop gesit het nie. Dit was letterlik 'n kroon, 'n helm met kroon wat op sy kop gesit was en dan was aan mekaar geslaan gewees met riete. Matteus 27 vers 29. En hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof en 'n riet in sy regterhand en hulle val op hulle knieë voor hom en bespot hom en sê, wees gegroet, koning van die Jode. En hulle spieg op hom en neem die riet en slaan hom op sy hoof. Jy sien, God endured that for us. Hy het vir ons daar gebloei, sodat hy ons gedagtes kan herstel en te vernuwe. Dit sluit in. Anxiety, depression, whatever your mind throws into your face, wat ook al jou gedagtes vir jou gooi, wat sê, jy kan nie dit doen nie, jy kan nie God behaag nie, jy is te vuil, jy is te sleg. God het dit vir ons endured, he endured the crown of thorns vir ons, hy het vir ons al gebloei om te sê dat, luister, julle het die oorwinning daarvan. Julle het die oorwinning om meer as oorwinnaars te wees, julle het die oorwinning om oor hierdie situasie te kom. You got the power of it. Die vierde plek waar God vir ons gebloei het op sy liggaam, was that of his pierced hands. Julle ken die verhaal van Thomas. As jy nie doen nie, kan julle blaai na Johannes 20 toe, vers 27, so the unbelieving Thomas, hy sê, hy glo nie Jesus Christus, en hy sê, nee, is nie u nie. Toe het Jesus vir hom die hande gewys en sê, maar kyk, voel, en glo. Jy sien in Johannes 20, vers 27, sê, daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En dit was gewees vir die herstel en die autoriteit wat ons het om geseënde handewerke te hê. Jy sal gehoor van baie van die ou pastoor het ook al gepreek van mag jy geseënd wees, mag jou handewerk geseënd wees. Dit is 'n plek waar God vir ons gebloei het om te sê dat waarin jy mag vat, as jy kind van God is, wat ook al jy mag aanpak, sal geseënd wees omdat God se seëning bo jou beweeg. You will be blessed. Daarom met die mag en die krag wat in die tong lê, is dit vir my altyd baie hard as ek hoor dat mense van die Here of kinders van die Here vir my sê, maar ek is 'n kind van die Here, maar ek kan nie dit doen nie. Ek kan nie daai doen nie. Ek kan nie dit doen nie. Ek dink is Jimmy Swaggart wat eendag gesê het dat hy kon nie 'n noot vir sy lewe speel om te red en toe het hy vir God gevra en sê, Here, maar ek wil ook nie so speel.
en hy het by die klavier gaan sit en hy het all of a sudden hy begin speel. Toe hy sy hand neersit, he was anointed en God het hom geseën in sy hande werk. Daarom is dit is my hartseer om te weet dat kinders van God rondbeweeg en loop en sê, maar ek kan nie, maar jy kan. God het vir jou gegee dat jy kan. 'n 5de plek waar Jesus vir ons gebloei het op sy liggaam was vir die van sy deurborende voete. Toe hy die spykers deur sy voete geslaan het en die deurboring daarvan. En ons gaan van dit lees in Lukas 24. Ekskuus, ek haal hierdie punte nou net uit, maar daar's 'n groter prentjie agter dit en ek gaan dit vir julle sê. Ek moet net eers hierdie punte vir julle uitwys. Ek het net so gemerk. Lukas 24 vanaf vers 39. Hy sê, kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk wat 'n gees, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. Sy voete was vir niks anders te vir ons gedeurboor vir die herstel van ons wandel. Dit gee ons krag om die vyand te trap en te vertrap. 'n stuk in die Bybel sê ook, hy sê, op die jong leeu en die slang sal hy trap en vertrap. Jy het mag en krag oor die duiwel. Daarom het hy dit deurboor deur sy voete om ons wandel op sy pad te hou, sodat ons ook kan triomfeer waar ook ons sal beweeg. 'n 6de punt wat hy aangeraak het, of waar hy vir ons gebloei het, was die van sy sy, toe sy sy oopgesteek was en dit gemeng was met water en bloed. Kyk, daar's 'n baie dieper boodskap in dit in, maar dis 'n boodskap op sy eie. Hy was in sy sy ingedruk, en dit is in Johannes 19. Jy kan julle verstaan hoekom ek nie met notas preek nie. Julle sal vir ewig hier sit. Johannes 19 vanaf vers 34. Hy sê vir ons, hy sê, maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en dadelik het daar bloed en water gekom. En dit was niks anders te gewees vir as die herstel vir die innerlike lewe en vreugde en verhouding met God nie. Dit is vir die herstel gewees wat ons innerlike lewe weer met God kan herstel word, om te sê dat he is come to complete this broken, ons het gister daarvan gehoor, die groot kleef, of Vrydag, en ons is seker nie, maar die groot kleef wat tussen ons en God was, it came to be reconciled, was herstel gewees, sodat ons by God die Vader kan uitkom, sodat ons innerlike vreugde kry, daai gap, daai leemte vol te kan maak. 'n 7de plek, the completion waar God vir ons gebloei het, was from his bruises. Sy innerlike bloed. Ons lees van dit in Jesaja 53 vanaf vers 5. Ons het gister baie Jesaja gelees, so julle behoort dit nou al goed te ken. Jesaja 53 vers 5, hy sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dit is niks anders as die oorwinning oor, hier soos dit, jy hoor baie mense daarvan praat, maar my ouma en my oupa het dit gehad, family curses, oordraande siektes, oordraande vrede, vrese, oordraande vrede, ekskuus, ek het nou Afrika gekyk. Dit is niks anders as die bondage, wat die wêreld op ons gesit het, van, maar jy sal sleg wees, want jou pa was sleg, en jou pa se pa was sleg, daarom sal jy sleg wees. Jy sal arm wees, want jou ma was arm, en jou pa was arm, en jou oupa was arm, daarom sal jy arm wees. Jy sal dit kan bereik nie, omdat jou ouma en jou oupa dit nie bereik het nie, omdat jou ma en pa dit nie kon bereik het nie, sal jy so wees. God het vir ons, die bruised, uit innerlike bloed vir ons gebloed, om te sê dat aanbreek het. Daarom sê ek, van hier af en verder, the buck stops with me. Ek is nie bereid dat hierdie familie oordraagsel ding, oordra na my kinders toe nie, it will stop with me. Ek sal seker maak dit stop met my. Hoekom? Want God het vir my op die kruis gesterf, my meer as oorwinnaar gemaak. Hy het my op 7 plekke in sy liggaam gebloei. It's completion. As jy ooit gedink het jy het 'n probleem, gaan luister, gaan lees weer hierdie 7 plekke waar hy vir ons gebloei het op sy liggaam. It covers it all. Daar is nie een deel wat nie gecover is nie. Daar is nie een ding wat jy kan kom en sê, ja, maar eintlik verstaan jy nie, as jy 'n bietjie in my skoene loop, dan gaan jy verstaan, ek bedoel, daar is nie een nie, die God sê, wat sê is dit? Is nommer 4, ek het dit gedoen. Kom ek loop gou 'n bietjie in die skoene, ek is nommer 2, ag nee man, ek het dit gedoen. Algeen van ons die sit, het 'n storie, everybody's got a story. Almal van ons het, miskien het party van ons, jy verstaan nie, myne is 1, 3, 6 en 8. 7, as nie 8 nie. Dan sê God, ek het paid for it. So what is your problem?
Wat is jou probleem? Die probleem is dat ons sit vasgevang in 'n make-believe Christianity, en ons sit vasgevang in religion en tradition wat ons maak glo het van wat Christendom is, en ons begin al hierdie dinge kry, en weet jy wat gebeur, dit kry iets confusion. Omdat ons al hierdie mense glo, en al hierdie teologie glo, en al hierdie valse predikers glo, en al hierdie valse profete glo, sit ons in confusion, want hoekom? It is contradicting with each other. Alles of jy sê, ja maar onthou, die Here is liefde. As ek maar as die Here liefde is, hoekom het hy laat dit met my gebeur? If God is truly love, why do children get sick? As God werklik waar dan nou net dit was, hoekom dit? Jy sien hulle kom met al hierdie goeders en hulle beloof jy al hierdie nice goeders en dis al hierdie mooi dingetjies en die Here sê hy sê it brings contradiction nie teen sy woord nie. Because if you're going to fight against the word, sê jy agterkom met maar hoor jy's besig om my pampoen te voer. Dis nie wat die woord van God sê nie. Maar ons glo wat al hierdie dis talented preachers sê, en hulle sê dit so mooi, en hulle is so oortuiging, en dit is so wonderlik, en jy moet voel hoe dit daar werk, dit is net so. You see, the church has become accustomed to be energy driven. Ja, ek moet dit mooi sê. As niks af, ek sê altyd, ek sê kyk, die huis van God moet die beste plek wees, dit moet mooier wees as jou eie huis. God se werk, God se huis, word nie afgeskeep nie. Jy gee vir God die beste eerste. Dan gevul jy op by die res. Maar as jy dit doen ter wille van mense, dan is dit nie meer die beste nie. As jy dinge begin verander in jou kerk as gevolg van mense, dan kan jy nie meer sê dit is die huis van God nie. How can it truly come to God and say, all hail King Jesus, if the motive of the church is for people? As jy motief vir mense gaan, wat se lof is daar vir God? Wat se prys is daar vir die Here? Wat se vrees het die kerk nog vir God om te sê dat luister, ag nee wat, kyk jy so die kerk sit vandag leeg. Kom ons draai môre gaan ons bietjie ons het muffins koop en ons ek moet dit mooi sê, want dit is nie waar dit gaan nie. Asseblief hoor my hart, dit gaan nie oor die koffie verkoop en die muffins en die goed wat die mense in die kerke doen nie. Dit gaan oor die motief daar agter. As ek kyk maar vir wat se motief doen jy dit? Vir wat se motief moet jy heeltyd mense entertain om die kerk voller te kry? Hoekom moet die usher daar buite staan, hy staan met 'n tikkertjie om te tel hoeveel mense kom kerk? Why? Wat is die motief agter dit? Ons is vrees vir God verloor, want ons verstaan die kruis van God, die opstanding van Jesus Christus, verstaan ons heeltemal verkeerd. Ons vat die oorwinning gedeelte en we walk with it. Now we're walking with ons is oorwinnaars. Ons is oorwinnaars oor ons eie self ek, wat ons eie self ek wil hê. Waaroor oorwin jy werklik? Oorwin jy werklik wat die woord van God ons leer? Of oorwin jy dat jy jouself jou eie gewete kan sit en sê, look at me, I'm so cute. Jy sê, ek het nou so baie goeie werke gedoen, nou gaan ek die hemel maak. Ek het nou al hierdie goeie goed gedoen. Here, kyk hier so, Here, ek het die kerk is nog 100 meer mense as laasweek. Jesus, ons doen goed vir God. It's a shame. Hoeveel van daai mense is gered? How many of the people is walking around showing how Jesus is? Hoeveel van daai mense gaan beeld regtig the masterpiece of God? How many of them are truly giving the masterpiece of God to the outside world without using words? Hoeveel van daai mense gaan vertel werklik waar wie Jesus is? Hoeveel van daai mense het werklike getuienisse? Ek het julle getuienisse vertel en ek kan julle kyk, as ons regtig wil, ons kan dit so hype maak hier binne. Ons kan die energie so dryf dat dit sal voel is like, is die plek om te wees. Maar vir wat se prys? Ek is nie bereid om die prys van God op te gee. Ek is nie bereid om die prys van die kruis op te gee vir 'n mensgemaakte lekker gevoel nie. Vir 'n pat op the back, vir 'n worthless religion. Want dis wat dit gedoen het. Die wêreld het reg gekry om die evangelie van God so af te breek en dit so goedkoop te maak dat die mense vertrap het. They completely forget about God, dat hulle vergeet heeltemal dat die God wat in die Nuwe Testament vir ons al hierdie awesome nice goeders sê, is dieselfde God van die Ou Testament wat gesê het,
Ek het nasies uitgeroei. Ek het Sodom en Gomorra plat gemaak, gelyk met hierdie aarde. Hy sê ek het hulle verwis van hierdie wêreld af. Dis dieselfde God wat Noag se deur toegemaak het en gesê it is done, ek maak hierdie deur toe, daar is nie meer 'n tweede kans hierna nie. Dis dieselfde God wat die hardste en die duurste prys betaal het om sy rug op sy eie seun te gedraai het om te sê dat jy kan nie meer my teenwoordigheid wees nie, jy het al hierdie mense se son op jou, jy kan nie meer by my wees nie. Dis dieselfde God wat die mense vandag nog minag, omdat hulle die boodskap van die kruis en die opstanding van Jesus Christus heeltemal verkeerd verstaan en gryp. They completely missed the point. En die hartseer deel is dat hulle glo dit. Ek kan nie verstaan dat 'n mens werklik waar so ver en so ver teruggeval is, dat jy nie werklik waar die waarheid van God kan mee eens hoor nie. Dat jy nie eens kan agterkom dat hoor hierdie wat hierdie ouens my voer, my nie vry maak nie. It keeps me bond. Dit hou my gevange. Ek verstaan nie, ek sit dieselfde dag vir 5 jaar lank sit ek met dieselfde probleem, ek verstaan nie. Ek is elke Sondag in die kerk en elke Sondag profeteer hulle al hierdie awesome goed, maar ek is vasgevang en ek verstaan nie hoekom ek met hierdie selfde goed sukkel nie en seker vir die kom by God uit. Vir hemelsnaam, kom asseblief net by die werklike God uit van hemel en aarde. Just come to God to be completely set free. Stop living in your own misery. You see, the final rejection of the cross was nie gewees waar God heeltemal van Jesus af weggedraai het. Dit is ek en jy wat Jesus nie aanvaar het nie. The final rejection of the cross is me and you not accepting Jesus for who he truly is. It's not accepting that Jesus is the Son of God. It's not accepting that Jesus is got power and dominion over everything. Dit is om nie Jesus Christus te aanvaar as die verlosser en die zaligmaker nie. It is the final rejection starts with us. We are finally rejecting God. En ek gaan afsluit met die nagmaaltafel en ek het nou met Martin so gepraat en die Here dring dit op my hart om dit nog steeds te doen. Jy sien die Here het vir ons die tafel berei in die midde van ons vyand. The table of feasts. Wat God gesê het, kom sit en eet. Soos dit verduidelik het, elke vrug, elke kossoort, elke suurdeeg brood wat jy sou gekry het in Jesus se tyd, het hy vir ons neergesit om te sê dat jy moenie gebrek en enigiets wat tekort is nie. Kom sit by my tafel en kom en eet. Come and sit at my table and come and feast. But we're rejecting it. Ons reject dit heeltemal. Ek wil 'n vinnige illustrasie doen. Julle moet asseblief so 5 minute saam met my beer. Maar ek gaan vra dat jy so sit om te stoel. You see, we're rejecting the cross. Sit kyk vir die tafel. As jy met jou rug teen ons. See, God prepared this table for us. God het ons die hele tafel voorberei en hy het gesê, wat gaan jy so draai? Hy berei vir ons die hele tafel voor en hy sê vir ons, wat ek wil uit tekortkoming kom, maar staan 'n spyt voor aan die kruis. Ek het nou baie gesê, so ek hoop ek kan dit nog alles onthou. God het vir ons die 7 plekke gegee waar hy vir ons gebloed op die kruis om vir al ons onvolmaaktheid volmaak te kan maak. God showed us the 5 different things wat hy vir ons op die kruis gedoen het. The prosperity wat hy tot vervulling gebring het, die oorwinning. Al die goed wat hy vir ons gebring het. En hy sê met dit alles berei ek vir julle tafel voor in die midde van jou vyand. You got the recipe. He gave it to you. Hy het vir nou klaar gesê dat luister ek het vir jou 7 plekke gegee op my liggaam sodat jy nie tekortkoming het aan enige iets nie. I gave it to you. Hy sê maar al wat ek wil hê is kom sit by my. I created this table for you. Siekte, prunes, ons druiwe, ons alles. Tekortkoming van enigiets is hier. Die belangrikste deel van alles is sy bloed. Die bloed van God, die bloed van Jesus Christus oorkom elke liewe ding.
Dis die duurste prys wat kon betaal was, dit oorkom elke liewe siekte, elke bekommernis, elke vrees, elke omstandigheid, it overcomes it. It's paid, it's done. Dis die wys daarvan. En God sê, kom sit net by my tafel. Ek wil vroom net hier om te illustreer, en ek weet dit is nie, maar verbeel hulle net dat hierso, dit Martin hierso sit, dit is Jesus Christus wat hierso sit, en sê, kom sit by die tafel. Weet jy wat doen ons om met rejection? Ons kom sit. So, Here, dankie, ek net, my probleem, ek wil, nee, maar wacht eens, ek gaan eers daar so. En die Here wag patiently, en ons kom en sê, nee, Here, ek het weer teruggeval. Vergewe my, en kom en sê, en die Here sê, kom sit by die tafel. Hy sê, maar Here, verstaan nie, ek het nou hierdie siekte binne my bene, ek kan nie meer lekker loop nie. En die Here sê, kom sit. Sê, maar Here, ek kan nie loop nie met my bene. Ek sê, die Here sê, kom sit, en sê, kyk, kom. En hy sit, kom sit en eet. Hy sê, maar Here, maar wag eens, ek kan nie. Ek moet gou eers hier by my werk gaan doen. Ek het gou eers 'n bietjie familietyd nodig. Here, verstaan nie, dat ek moet net gou eers gaan kyk, wat daai mense het lekker goed daar. Ek gaan kyk. Sê, ja, jy sien nie, Here, my bene is nie so regtig seer nie. Nou val dit jou by en jy sê, maar Here, ek verstaan nie, ek het my hele besigheid verloor. Ek het nou, alles is weg, it's gone. Ek verstaan nie, Here, hoekom het U my verlaat? Hoekom, Here, gaan dit so, my besigheid wat dit gaan, ek verstaan nie, Here sê, kom sit. Sê, Here, U verstaan nie. Ek het alles vir U gegee, ek het alles vir U gedoen, hoekom gebeur dit in my? Here sê, kom sit. Sê, okay. Jy gaan sit en Here sê, eet. Sê, maar wag, ek wil net eens voordat ek gaan eet. Ek wil gou eers hierdie ding probeer. Ek wil gou eers, miskien moet ek hierdie bank gou bel. Ek wil gou daai bank bel. Kom ek hoor net gou eers wat hierdie leningplek sê. So voor ek kom sit, ek het gou eers hoor, ek het dit uitsorteer. I've got it. En dan val depressie. Sê, maar Here, ek is in die groef, ek het hierdie banke probeer, ek het by al die mense probeer geld leen, ek het by al die plekke probeer regkom, niemand wil my help nie. Here, ek haat myself, ek wil nie meer leef nie, ek verstaan nie, en Here sê, kom sit. Ek sê, Here, verstaan nie, ek het nie eens my krag om te kom sit nie, ek wil net opgee, ek is klaar met alles, ek wil nie meer aangaan nie, Here sê, kom sit, sê, okay, kom sit. Dan sê die Here vir jou, eet saam met my. Sê, Here, ek kan nie. Want U verstaan nie, ek is te vuil, ek kan nie by U sit nie. Ek verdien nie om daar te gaan sit nie. Sê die Here, kom sit. Ek het jou genooi, kom sit. Kom sit net vir 'n oomblik by my. Sê, maar Here, ek kan nie, wag eers. Ek het nog soveel in my lewe wat ek eers wil doen. Ek van eers dit gaan draai. En eers dit gaan draai doen. En ja, miskien as ek myself genoeg jammer kry, is ander mense my jammer kry. Heer sê, kom sit net by my. Kom sit net by my. En kom eet net. You sien, we reject Jesus. Every time that He comes and He tells us to come and sit and eat. Hy sê, wat kort jy? Sê, Here, ek kort finansies. Sê ek eet. Here, ek is vuil. Dankie, Martin. Here, ek is vuil. Ek kan nie in teenwoordigheid wees nie. As Here kom sit en eet. Jy sien, ons het ons vrees en we completely forgot about God. Ons het so oor onsself gemaak. Dat Jesus gesê het, dit is so eenvoudig soos dit. Dit is 'n simpele illustrasie. Jesus sê so eenvoudig soos dit, ek het vir jou tafel berei in die midde van jou vyand. Met ander woorde, maak nie saak wat jou kant toe kom nie, it's prepared for. Ek weet vir die vyand aan jou kant toe gaan gooi, but it doesn't matter. I've prepared for it. Ek het betaal vir dit. It's done. Al wat die Here vir jou sê, hy sê, kom sit by my tafel en kom deel saam met my 'n maaltyd. Kom sit by my. Jou probleme sal soos die daglig voor jou weg beweeg. Dit wat jy gedink het, hou vas op jou het, it's got nothing on you. Dit wat jy gedink jy lewe op jou druk, it's got nothing on you. God het nie net die dag toe op die kruis vir ons gesterf en weer opgestaan het, ons sonde op homself gevat nie. Hy het elke liewe las van ons op homself gevat. Sodat ek en jy in die wêreld kan rondbeweeg as meer as oorwinnaars. Sodat ons kan rondbeweeg as die bloedgesalfde kinders van God, the examples, the witnesses to God's power and glory, showcased into this world.
God sê vir jou eenvoudig, as jy kom sit. Ons gaan vanmôre gaan ons, elkeen gaan homself bedien. Vir ons die hulle vir ons kan speel. Ek gaan elkeen voor toe kom en homself bedien en ons gaan afsluit met dit. En ek wil jy moet vanmôre sien, soos die illustrasie gewys het, hoe Jesus God die Vader by die tafel sit. En hy gaan die stoele terugsit en ek wil jy moet kom sit. Sit met Jesus langs jou. En jy gaan nagmaal vanoggend bietjie saam met die Here geniet. Ons gaan nie worry oor wat die mense om ons sê nie. Ons gaan nie worry oor die mense van ons dink nie. As jy vir 'n uur daar sit, dan sê jy vir 'n uur daar. Ons sal 'n paar stoele daar so sit. Maar as jy op daai stoel gaan sit, wil ek hê jy moet jouself visualiseer alleen met God die Vader sit. Daar's niemand wat jou beter ken as God die Vader nie. Jy en God ken jou probleem. Jy gaan vanoggend sit en jy gaan saam met God op sy tafel sit en sê, Here, this is it. I'm done fooling around. I'm done playing. I'm done running away from this. I'm done playing with this. Vanoggend sorteer ek dit met U uit. Ek sit dit op die tafel, ek neem van die tafel en ek hanteer dit vanmôre. Wat ook al jou probleem is, moenie laat daai probleem vanoggend jou nog steeds verder tuister nie. Jy kan nie slaap in die aande nie, jy verstaan nie hoekom nie. Don't let that problem keep on pushing and pulling you down under. Moet ook nie laat daai probleem jou die rede is omdat jy die hemel van God nie gemaak het nie. Amen. Ons gaan van voor begin, maar dan gaan ons die stoele daar so sit en ons gaan op ons eie tyd, soos diens speel, gaan jy vorentoe kom en jy gaan saam met die Here 'n nagmaal geniet. Amen. Ons gaan nie dit aframmel nie. Ek het die hele Sondag oop. As julle, die van julle wat vroeg moet dryf, wat nog geskaap het in die oond het, julle kan eers kom sit as julle wil, maar ek wil hê asseblief julle moet dit anders opvat en nie aframmel nie. Denise het nou gesê, en daar het 'n uitleg uitgegaan, maar Denise het nou gesê, toe sy reeds gepraat van, as jy vanmôre regtig moet opweeg, oor die naweek, of wat jy vir God gedoen het, genoeg gaan wees, of jy die hemel gemaak of nie. What will be your judgment this morning? Wat van imagine ons stap hier so uit en die eerste tree wat jy volgende gee is jy in die hemel. Dan is die wegrapping daar. What is going to be your judgment? So moenie vanoggend vat as net ligtelik nie, asseblief, moet dit nie aframmel nie. It's 'n opportunity, niemand gaan vir jou kyk nie, niemand gaan vir jou lag nie, ons is familie. Ons is klomp broers en susters hier by mekaar. Kom en sit saam met die Here, kom geniet saam met hom die tafel. En kom maak seker dat jou saak reg is met God. Amen. Redeemed by His grace, let the house of